Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil en laat toe dat ons ook weer gewoond raak so in die stilte aan die asemhaling van die Here, die een wat tussen ons is en wat gou-gou na ons toe kom. Here, nie eers die alarms kan dit vandag keer nie. Maar ons het U nodig. En Here, dis in die stilte wanneer ons bewus is van U asemhaling en ook die manier en die ritme waarop U asemhaal, dat dit ook ons lewe kan verryk. Om bewus te raak en dalk miskien om in U heerlikheid in te tree, Here. Sodat wanneer U ook vir ons uitblaas en oor ons lewe blaas, dat ons ook vanuit U teenwoordigheid kan leef. Dat ons ook ons lewe kan volleef. Ek wil ook bid, Here, vanoggend vir hierdie woord. Dankie vir hierdie dag wat ons het, Here, roeping Sondag, visie Sondag, waar ons net so bietjie kan infokus saam op U hart, op U droom, op U lewe vir ons hier. Dankie vir almal wat deel is. Dankie ook vir ons besoekers. En na die diens, Here, na so 15 minute, kan ons nie wag om ook te hoor hoe U ons gaan kom seën vanaf George nie, met die orkes wat vandag hier gaan wees. Dankie, Here, dat ons regtig hierdie lewe kan geniet. Ek wil ook bid en vra dat U nou aan die woord sal tree. Heilige Gees, breek die woord vir ons oop. Maak ons harte ontvanklik. Maak ons harte sag vir dit waarna toe U ons uitnooi. En Here, mag ons dit ook ontvang uit U naam. Ons loof U, ons prys U vir alles wat U vir ons doen. Amen. Vriende, die woord van die Here kom vanoggend uit Matteus 18. Ons gaan saam lees van vers 15 en 20. Ek wil dit wel hier aan die begin sê, dat die fokus is vers 20. Daar's 'n opbou in hierdie gedeelte vanoggend vir my en vir jou, en by herhaling gaan ons stil staan by vers 20, maar ons begin by vers 15. Matteus 18 van vers 15. As jou broer teen jou sondig, moet jy hom teregwys, waar julle twee alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van die 2 of 3 getuies elke saak bevestig. As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Amen, sê Jesus. Amen, sê ek vir julle. Wat julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En wat julle ook al op aarde ontbind, sal in die hemel ontbind wees. Verder, amen, sê ek vir julle, sê Jesus. As 2 van julle op aarde saamstem oor enige iets wat julle vra, sal my Vader in die hemele dit aan julle toestaan. Want waar 2 of 3 in my naam byeen is, sê Jesus, daar is ek in hulle midde. Waar 2 of 3 in my naam byeen is, daar is ek in hulle midde. Die tema vanoggend is geroep na mekaar. Geroep na mekaar. Dink vir 'n oomblik aan hierdie een woordjie wêreld en kleur hom in soos jy wil. Dalk is dit persoonlik, dalk is dit gemeenskaplik, dalk is dit gemeentelik. Maar dink aan hierdie een woordjie wêreld in jou lewe. En dis in hierdie wêreld waarin ons leef,
waar daar afstand is. Daar is afstand in die wêreld waarin ons leef. Soveel so dat selfs in groot gemeentes kan mense eensaam wees. Selfs tussen Christene, gelowiges, kan daar mure wees. En wanneer ons hierdie verse lees in Matteus 18, en ons dink aan onsself en aan ons gemeente en ons dink aan roepingssondag vanoggend, vir 'n oomblik kan ons dalk net so 'n bietjie stil staan saam by die droom wat Jesus vir sy kerk het. En die droom wat Jesus vir sy kerk het is en was nooit groot getalle nie. As ons Matteus 18 lees, dan hoor ons die hart van Jesus baie sterk. Dat sy droom vir sy kerk is gesonde verhoudinge. Jesus se droom vir sy kerk is in die tweede plek liefdevolle gemeenskap. En 'n mens sou dalk nog nader en nog dieper gaan en sê dat die droom vir Jesus se kerk is 'n geestelike familie. Sy droom 'n geestelike familie. Ek het in die eerste diens gesê, maar daar gebeur dinge binne 'n familie. Daar gebeur baie sterk dinge binne 'n familie. En as ons bietjie verder gaan as die droom en ons bring weer onsself en ons vra vanoggend op roepingssondag, en dit sou nou 'n baie goeie oefening vanoggend gewees het as daar nou by u 'n skerm opgekom het met die vraag: wat is die grootste getuienis van die kerk? Wat is die grootste getuienis van die kerk? En dit sal baie interessant wees wat ons sal merk. Wat sal wen? Sal dit wees dat die grootste getuienis van die kerk is die programme waarmee die kerk besig is? Met ander woorde, daai kalender met die boot op die yskas, met elke blokkie wat ingekleur word, soos wat ons elke tree in 2026 gee. Die programme van die kerk vertel die getuienis van die kerk. Is dit? Kan dit wees dat die grootste getuienis van die kerk was, is en sal altyd wees die liefde onder mekaar? Dat die grootste getuienis van die kerk is die liefde onder mekaar. En dit bring ons vanoggend by 'n paar momente. 'n Mens kan nie net Matteus 18 vers 15 tot 20 net oorblaai nie. Jy kan hom nie net scan nie. En sou jy hom scan, is daar 'n paar dinge wat uitkom. Ek wil graag net 4 momente vanoggend noem, en die grootste moment wat uit hierdie gedeelte uitkom en wat ons kan vat op roepingssondag vanoggend is God se teenwoordigheid. Dis die grootste moment. Die grootste moment in ons bestaan. Die grootste moment in ons lewe. Die Here se teenwoordigheid. En dan vir ons vanoggend hoor ons so bietjie op 'n anderste manier hoe en waar God se teenwoordigheid vandag woon.
Die eerste moment sê vir jou en vir my vanoggend op Visie Sondag, dat God se teenwoordigheid woon in versoenende verhoudings. Dink bietjie mooi. Die eerste woord wat Jesus gesê het as opgestane Here Jesus, toe hy aan al die disippels verskyn het, die eerste woord wat hy gesê het, net een woord, die opgestane Jesus. Vrede. Vrede. Die eerste moment vanoggend, God se teenwoordigheid woon in versoenende verhoudinge. Vers 20 sê dat daar waar 2 of 3 bymekaar is in sy naam. Dis wonderlik wat Jesus hier sê. Hy sê nie, waar 2 of 3 perfekte mense, helende mense, mense wat nou reg is, waar 2 of 3 van hulle is nie, net seker is. Wat Jesus hier vir ons sê, vriende, in vers 20, is dat waar mense onder sy heerskappy bymekaar kom. Dit is vers 20. 2 of 3 onder sy heerskappy. En dan is dit wonderlik om hierdie gedeelte bietjie anders te sien, soos wat ons huisgenoot sal lees, van agter af, né? Dan begin hierdie gedeelte bietjie anders te raak. Dan kan ons bietjie dieper gaan en sê, maar waar beweeg die Gees kragtig? Waar beweeg die Gees kragtig tussen ons? Die Gees beweeg kragtig waar mense mekaar eer. Waar mense mekaar eer, beweeg die Gees kragtig. Ek het in die kindertyd vanoggend gesê, gou. Jesus wil ons gou help. Ek het hierdie tou saamgebring. En ons toue hang bietjie slap. En die toue verteenwoordig die verhoudinge. Maar Jesus wil ons gou. Hy wil ons gou help om hierdie verhoudinge weer sterk te maak, te bou. Daar waar mense mekaar eer, beweeg die Gees kragtig. Waar mense mekaar vergewe, beweeg die Gees kragtig. Tussen ons. God se teenwoordigheid. Waar mense mekaar raak sien, beweeg die Gees kragtig. En ons het dit die afgelope tyd gesien, ongelooflik, waar die Gees kragtig beweeg in die velde wat brand. Die Gees beweeg kragtig waar mense mekaar dra. Beweeg die Gees kragtig tussen ons. Daar's een woord wat gewoonlik so deur die eeue en in die bestaan van ons ontmoetings ontvlam het. En dalk miskien na aanleiding van die afgelope gebeure rondom ons en in die hele Kaap, is daar hierdie een woord wat baie dalk voel, dit is waarvoor ons moet bid, dit is wat ons nou moet bid. As jy vir een ding moet bid vir 'n roepingssondag en vir 'n visiesondag, het jy net een woord nodig. Jy het net een woord nodig en daai woord is herlewing. Herlewing. En ons bid dikwels vir herlewing. Kyk, as daar net nou nog bietjie lewe kan kom, dan moet net in hierdie deel moet daar net lewe kom, of hierdie deel, of daar. En dalk miskien is dit 'n goeie woord om vanoggend net so bietjie onder oë te hou en in ons midde in te bring en in te nooi hierdie woord herlewing. Maar dan moet ons vir mekaar sê, waar begin herlewing? Waar begin hierdie herlewing waarvan almal praat en wat almal meen hulle begeer en soek? As geloofsgemeenskap, persoonlik in jou eie lewe, dalk is dit op jou loopbaan, dalk sit jy kinders wat in die skool is, herlewing. Vanoggend moet ons hoor op Roepingssondag 2026 dat herlewing begin in verhoudinge.
Dis waar herlewing begin. Herlewing begin in verhoudinge. So die eerste moment vanoggend, God se teenwoordigheid woon in versoenende verhoudings. En dit bring ons by die tweede. En hierdie is 'n moeilike ene. En dis een waarmee ek ook sukkel. En dit is konfrontasie. Om mekaar dalk miskien reg te help. Bietjie vassit. Hoopelik weet julle wat dit beteken. En baie maal in ons leeftyd, en ek sien dit ook in baie verhoudinge en in die wêreld waarin ons leef, dat ons baie maal dink dat hierdie konfrontasie of teregwysing se uitkoms het net een doel. Kyk, hierdie konfrontasie het net een doel. Verwerping. En dit is iets wat ons dalk baie maal vrees. Ek gaan liewer nie, want die einde is verwerping. Maar Jesus wil ons vanoggend kom wys. Hy wil ons gou-gou kom help. Hy wil ons gou-gou kom help, vriende, om vir ons te sê dat as ons dink aan konfrontasie of teregwysing, dit waarmee ons vassit in ons verhoudinge, dan moet ons 'n heeltemal 'n ander prentjie hê. Nie verwerping nie, maar eerder liefde in aksie. Jesus kom wys vir ons hier in Matteus 18. Wat moet julle maak? Wat moet julle maak? Ons gedeelte begin met as jou broer teen jou sondig. En dan is dit so mooi hoe Jesus 'n pad gee. Hy kom gee vir ons 'n pad van herstel. En hy gee 3 dinge. Jesus gee 3 dinge. Hy sê gaan praat. Dit is interessant, in die wêreld waarin ons leef, as iemand iets teen jou doen, dan lê dit by daai persoon. Dit is daar en daai persoon moet iets doen. Jou broer moet nou iets doen. Maar Jesus kom sê vir ons en hy help ons gou-gou en hy sê vir ons, hier is 'n pad van herstel. Gaan praat. Gaan luister. Gaan bou 'n brug. Gaan bou 'n brug. Nou kyk, ons doen hierdie dinge. Meeste van die kere doen ons hierdie dinge. Ons praat, ons luister en ons bou. Maar wat ons dikwels doen, vriende, is ons praat deur te skinder. Ons luister, maar die uitkoms van ons luister is maar uiteindelik verwerping. Of om te onttrek. Alles geluister, ek onttrek. En ons bou. Maar ons bou 'n wrok. En Jesus wil ons in hierdie gedeelte help om vir ons te sê dat daar is 'n kultuur van die koninkryk. Raak bewus van die kultuur van die koninkryk. As ons saam met Jesus kuier en ons is in sy teenwoordigheid, dan kom ons agter, maar daar is nêrens vermyding nie. Nooit. Nêrens. Daar is nie vermyding nie. Daar is eer en daar is moed en daar is liefde. En dis hierdie een waarheid van liefde. Love always seeks restoration, never isolation. Love always seeks restoration, never isolation. En dan kom ons as gemeente vanoggend en bring ons roeping voor oë en dan moet ons vir mekaar sê, maar wat is ons roeping? Vriende, ons roeping is nie net om mense in te bring nie. Ons roeping is nie net om mense bymekaar te maak nie. Dis nie ons roeping nie. Ons roeping in wese is om mense binne-in gesond te hou. Dit is ons roeping. Om mense binne-in gesond te hou. En dit bring my by die derde moment vanoggend. So die eerste moment is God woon in versoenende
verhoudinge, die tweede is hierdie konfrontasie, maar hierdie konfrontasie is nie verwerping nie, dit is liefde in aksie. En dan kom ons by hierdie derde moment vanoggend, en dit is, want ons is groot, vriende, maar 'n groot gemeente kan steeds 'n familie wees. Vriende, 3500 lidmate hoef nie anoniem te wees nie. Ons hoef nie anoniem te wees nie. As ons sien hoe die vroeë kerk in Handelinge gegroei het, die eerste groot ontmoeting natuurlik met Pinkster toe die Gees uitgestort het, hoor ons van daai klein gemeente wat bymekaar gekom het, kom daar 3000 mense tot bekering. Nou dink net vir 'n oomblik as 'n geloofsgemeenskap, moenie nou net jubel en juig nie. Dink net 'n gemeente van 150, ewe skielik 3000. By die volgende ontmoeting, nie 3000 nie, maar 6000. As ons dit in ons terme moet bring, vriende, vanoggend kom hier 25000 mense in. Hulle wil deel wees van Hartenbos. Hulle wil deel wees van hierdie geloofsfamilie. Kan u die krisis sien? 25000 mense. Hulle wil hier wees. Die vroeë kerk het met 'n krisis gesit op hande. En my kollegas weet, en as daar 'n paar van julle is wat bietjie met my kuier, dan weet julle hierdie woord is prominent in my woordeskat. Krisis. Dis 'n enorme krisis. 25000 mense. Wat het hierdie kerk gedoen? Wel, hulle het agtergekom, hierdie mense is nie hier net vir 'n braai nie, hulle wil hier bly. So die vroeë kerk het gesê, wel, ons moet nou maar ons huise oopmaak. Hulle het hulle huise gedeel. Onderling het hulle huise gedeel. Hulle het agtergekom, hierdie mense eet baie. Ons gaan moet deel. En hulle het hulle brood gebreek. Hulle het agtergekom dat baie van hierdie mense wat van ander kulture en gelowe kom, daar sterk bindinge in hulle lewe. Hulle sukkel met die lewe. Onderling het hulle vir mekaar gebid, die vroeë kerk, hande gevat en hulle het mekaar versterk in die geloof. Ten diepste het hulle so naby geleef, 6000 plus, dat hulle mekaar geken het. Daar was nie een onder hulle wat nie geken is nie. En dit bring ons by die visie van die gemeente. Die visie van die gemeente, vriende, is nie 'n skare nie. Dis nie die visie nie. Die visie is nie 'n skare nie. Die visie is 'n familie van families. Familie van families. Dis die visie. En hier lê 'n wonderlike troos vir my wat ek vandag kan vat, vriende. Ek en jy, miskien die jy. Julle kan dalk vereenselwig met die jy, maar ek wil dit sê hierso, vriende. Ek en jy is nie geroep om al 3500 meer lidmate te ken nie. Dis nie waarvoor ons geroep is nie. Vriende, is dit ons roeping? Wat ons roeping wel is om iemand diep te ken. En dit kan verander. Dalk miskien is dit môre vir my in Bayview om iemand diep te ken soos die Gees my lei. Dalk miskien is dit môre heeltemal op 'n plek waar ek nie eers gedink het nie. Op 'n trok bo in die amfie gaan iemand na my toe kom wat nie plek het om te bly nie. En ek moet help. Ek moet iemand diep ken en die Here gaan gou-gou my daarmee help.
En dit bring my by die 4de moment, want tog is dit die belangrikste van 'n roepingssondag. Dis die belangrikste van 'n visiesondag, is tog die roeping. Wat is ons roeping? Wat is my en jou roeping? Jesus maak dit duidelik, vriende, ons is brugbouers. Ons is brugbouers. Roepingssondag gaan nie net oor amptsdraers en leiers wat hier staan, saam met die bedieninge, en ons het nou hier 'n tentoonstelling van elke liewe plek waar jy betrokke kan wees en dinge doen, programme en funksies en allerlei dinge nie. Want roepingssondag gaan oor identiteit. Wie jy is. Wie jy in die Here is. Wie jy as gelowige is, as kind van Jesus. Ten diepste gaan roeping oor identiteit. Jy is geroep en ek is geroep om vrede te bring. Ons is geroep om versoening te soek. Dis groot woorde hierdie, vriende. Versoening te soek. Ons is geroep soos Jesus, en hy het ons gewys om mense in te trek. Mense in te trek. Uiteindelik is daar iets waarvoor Jesus gebid het voor sy kruisiging, toe hy die laaste keer gebid het. Het hy vir die kerk gebid van die toekomstyd, selfs hier vandag vir ons en ook nog vir die toekomstige kerk wat gaan voortbestaan. En dit is om eenheid. Om eenheid. Jesus is op sy knieë en hy bid vir die eenheid. En baie maal sou mens dink, hy moes eerder vir baie ander dinge gebid het, maar Jesus was so ernstig, hy bid vir eenheid. Ek en jy is geroep om die eenheid te beskerm. Wat is hierdie eenheid? Ons eenheid in Jesus Christus, wat lewe moontlik maak, 'n vol lewe moontlik maak. Nêrens anders nie. Dis anders as enige iets in die wêreld, vriende. Hierdie eenheid te beskerm. En dalk miskien sê ek vanoggend 'n verskriklike ding. Dalk sê ek 'n baie erge ding, maar dit gaan oor identiteit. En daarom, vriende, is jy nie net 'n NG lidmaat op 'n register nie. Dis nie wie jy is nie. Of kom ek sê dit so, dis nie wie jy ten diepste is nie. Waar grond dit, daai lidmaat op 'n register van 'n NG Kerk? Waar grond dit? Jy is ten diepste 'n draer van God se atmosfeer. Ek en jy is 'n draer van God se atmosfeer. Dis totaal anders as 'n draer of net bloot 'n lidmaat van 'n gemeente. 'n Draer van God se atmosfeer. Wat beteken dit? Dit beteken so eenvoudig dat wanneer ons 'n vertrek binne gaan, word verhoudinge ligter. Dis wat dit beteken. Dit beteken dat wanneer ons by mekaar kom, raak verhoudinge ligter. En ek wil hiermee afsluit. Hoe moet ons op Matteus 18 vanaf vers 15 tot 20 op roepingssondag as Hartenbos geloofsfamilie reageer? Hoe moet ons hierop reageer? Meer nog, watter uitnodiging kom gee Jesus vir jou en vir my hier vandag? En ek dink Jesus kom gee 2 uitnodigings. Die eerste uitnodiging wat Jesus gee is dat dink kleiner. Omdat ons baie is, omdat ons dalk makro is miskien, beteken dit nie soseer ons fokus moet op groter en meer wees nie.
Jesus kom sê vir ons hoe ons moet leef in 'n groot gemeente. Dink kleiner. Word deel van 'n kleiner geestelike familie. As ons regtig nader aan mekaar wil leef, dan moet ons eenvoudig kerk wees. As ons nader aan mekaar wil beweeg, dan moet ons kerk wees. Wat sal dit byvoorbeeld beteken? Byvoorbeeld sal dit beteken om by 'n klein groep aan te sluit. My verhouding te verdiep daar. Dit kan byvoorbeeld beteken, en die kinders vanoggend in die kindermoment het ek gevra, wie het nuwe maatjies hierdie jaar gemaak met hierdie oorgang? Meer as die helfte het hulle hande opgesteek. Hulle het nuwe maatjies gemaak. Om kerk te wees beteken om nuwe verhoudinge te bou. Bou nuwe verhoudinge. Of om nie net in die kerk te sit nie. Hiervoor het ek een van die nuwe stoele wat onlangs hier in die saal in die binnehof en op al die plekke van die kerk sal jy amper so 'n stoel kan kry. Nou hierdie stoel, natuurlik, ons weet mos, waarvoor gebruik jy 'n stoel? Yes, julle is reg. Dis waarvoor jy 'n stoel gebruik. Nee, nou is ek baie hoog, ek moet afklim. Vriende, 'n stoel is gemaak om op te sit. Maar vriende, dis nie waarvoor ons geroep is nie. Jy is nie geroep om hier by jou stoel of in die bank of waar jy ook al 'n plekkie kry te kom sit en net daar kerk te wees nie. Maar hierdie nuwe stoel of die ou stoel of watter stoel jy ook al by sit, kan 'n moontlike skuif wees, eenvoudig, wat my help, waar Jesus my gou-gou wil help. Om net bietjie te kyk, hierdie stoel is op 'n baie spesifieke plek, rondom iets. Dat hierdie stoel my ook help om net bietjie dalk vorentoe te kyk. Ek weet dit is soms moeilik om agtertoe te kyk. Dit gaan beteken dat jy dalk nie gaan sit nie, maar jy gaan dalk bietjie moet staan. En jy gaan net moet kyk wie en wat is alles rondom jou. En so kan jy jouself verbind aan iemand. Want waaraan behoort ons regtig? Ek hoop dat ons iewers in 2026, wanneer Dominee Duffy 12 uur die aand daar by jou voordeur gaan klop, nadat hy jou gevra het wat staan in Johannes 3 vers 16, dan gaan hy vir jou vra die volgende vraag. Nie aan wie nie, jy moet nou mooi luister. Nie aan wie behoort jy nie. Jy gaan sê Jesus en jy gaan reg wees, maar ek gaan nie omdraai nie. Ek gaan vir jou sê jy het verkeerd gehoor. Waaraan behoort jy? En nadat jy nou jou hele huishouding gesê het, al jou vriende, almal, gaan ek nog steeds by jou staan. In plaas daarvan dat jy sê, ek behoort aan Hartenbos gemeente. Jy's nie verkeerd nie. Maar, ongelukkig, in Suid-Afrika, ja, by ons gaan jy dit maak. As jy 40% het, het jy dit. Maar jy gaan nie deurkom nie. Ek gaan nog steeds daar bly staan. En dan gaan jy sê, nee, ek maak myself reg. Ek behoort nie net aan Hartenbos gemeente nie. Ek behoort aan mense. Het jy my lief? Dis seker een van die belangrikste vrae in hierdie lewe. En wanneer Jesus sy kerk sien, dan is die vraag nie net, het hulle my lief nie? Jesus bly 'n bietjie langer. Want hy wil hê dat daar ook tussen ons 'n reaksie moet wees, om te sê, ja Here, ons het U lief. Die fokus in 2026 en die roeping van 2026 is om te sê, ons behoort
aan mense. Nie net 'n gemeente nie. Dis die eerste uitnodiging, raak deel van iets kleiners. Maar daar's ook 'n tweede uitnodiging. En ongelukkig het ons nog tyd. Ek het gehoop dit raak te laat dat ek dit kan los, maar ek kan nie, want 'n mens wil dit vir my. Jy wil regtig hierdie vir my, vriende, en ons moet oop wees daarmee. Ons moet eerlik daarmee wees. Hierdie is eintlik iets wat jy moet vir my. Daar's ook 'n tweede uitnodiging in hierdie gedeelte. En ons moenie hierdie uitnodiging van Jesus mis nie. Want dis ook in hierdie tweede uitnodiging waar hy gou-gou, hy wil ons gou-gou help, vriende. Gou-gou. Neem vandag die eerste stap van versoening. Ek het hierdie boodskap vanoggend begin met afstand. En dalk miskien sit jy hier met afstand vandag. Dalk is daar 'n wond. Dalk is daar 'n baie seer wond. Dalk is daar 'n ongemaklike stilte, waar daar eens soveel luidrigtigheid en vreugde was. Maar nou is daar net stilte. Dalk miskien is daar hierdie geweldige, onoorbrigbare, onomkeerbare muur, wat hierdie afstand vanoggend kan verwoord in jou verhoudinge. Dan word ons vanoggend genooi deur Jesus. Hier's 'n week wat oop lê. En hierdie week het 'n ruimte vir 'n geleentheid. Net een gesprek. Een gesprek. Dalk net een boodskap. Stuur net een boodskap. Dalk is dit net die een hand wat jy kan uitsteek. Want, en ek kom terug na hierdie groot woord, herlewing. By die eerste diens moes ek op hierdie plek kom staan het, want ons staan gewoonlik hier onder. Vriende, ons moet op Roeping Sondag 2026 vir mekaar sê, herlewing begin nie hier nie. Herlewing begin nie hier by die kansel nie, hierso. As jy herlewing soek, moet ons vanoggend hoor, begin dit nie hier nie. Dit begin nie hier nie. Herlewing begin en het nog altyd begin in die hart. Herlewing begin hier tussen ons. Herlewing begin daar in die verhouding. Dit is waar herlewing begin. Amen. Here, maak ons nie net 'n groot gemeente nie. Maak ons 'n gesonde familie. Genees verhoudinge, o Here. Herstel die verhoudinge wat gebreek is. Bring weer lig waar afstand is. Maar ten diepste is ons begeerte in hierdie dinge, Here, waar stikkindheid is en waar seer is en waar herstel moet kom en waar afstand is, ten diepste begeer ons, Here, dat ons mekaar sal sien soos U ons sien. Here, leer ons om mekaar te sien soos U ons sien. Dis waarna ons begeer in hierdie dinge. Maak van hierdie gemeente, Here, hierdie groot gemeente. Maak van hierdie groot gemeente, Here, hierdie makro gemeente, 'n plek waar mense tuis voel. 'n Plek, Here, waar harte veilig is. 'n Plek, Here, waar die liefde eg is. Maar Here, ten diepste is ons begeerte in 'n makro gemeente waar ons baie mense is. En al hierdie dinge soek, is ons begeerte dat U teenwoordigheid
tasbaar is. Ons wil in hierdie makrogemeente, Here, altyd U teenwoordigheid tasbaar ervaar en beleef. Heilige Gees, kom lei ons, Here. Lei ons in hierdie week in. Bring ons by die plekke, Here, waar daar rus is. Kom gee vir ons daardie water wat so nodig is op die droë terreine van ons lewe. Dankie vir al U seëninge, soos ek die kinders gegroet het vanoggend. Dankie dat daar in 2026 tonne vol seëninge oor ons sal wees. Want U ontferm ons oor elkeen wat hier is. En mag ons leer om vir mekaar te sê dat ons mekaar baie lief het. En mag ons mekaar sien, raak sien, mekaar ken en geliefd voel hier. Ons loof U, ons prys U, want U gaan ons gou help. Dankie, Here. Amen. Kom ons staan, ons sluit hierdie ontmoeting af met ons slotlied. Kom ons staan, kom ons sing van liefde. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die Here jou verbind aan mense. Mense wat jou dra. Mense wat jou liefhet. Mense wat jou sien. Mag hy jou gebruik as brugbouer, as vredemaker, as draer van versoening. En mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees nie net in jou wees nie, maar tussen ons almal. Amen.